Hallo julle, is Jacobus hierso en vandag wil ek julle net vertel hoe kry ek my skape vet en op kondisie. Okay. Eerste ding is ek het vir hulle 'n grasbal wat permanent in die skaapkraal staan. Ek het alles afgeneem, dit is my vorige video. Jy kan dit gaan kyk. Ek praat ook na Afrikaans, nie meer Engels nie. Engels is nie vir my nie. So. Hulle het permanent 'n grasbal wat in die hok staan. Ek doen dit so omdat dit vir my beter is, want ek het baie weiding nie. My kampies is maar net so 2-3 hektaar groot, so hulle gaan tussen 2 en 3 ure 'n dag uit om te gaan wei. So, baie mense hou nie daarvan om hulle diere permanent op voerkraal of op kraal te laat staan nie, maar dit pla my nie so erg nie. Dis hoekom hulle nou, hulle 2 balhouers. Ek het nie 'n ander naam waarvoor nie, is balhouers. Okay, so jy sien hierso is die ene, hier is die ene, en daar agter is die ander ene. Ek sit 2 bale, hou hulle so 4 weke. So, soos julle kan sien in die video, ek dink nie jy kan mooi sien, ek sal dan nou 'n bietjie meer wys, is die skape op goeie kondisie. En die rede daarvoor is, hulle kry die baalgras, is blou buffel, dis so hoog in proteïene. En ek gee vir hulle ook sugar grass. Dit is 'n mix tussen, dit lyk soos 'n riet, maar is eintlik, is so in between, dit lyk soos 'n riet, maar is die proteïene van 'n mielie. Hy het 18% proteïene, so is baie goed vir 'n skaap. Ek sal julle ook in die video wys hoe ek die goed deur die kerwer sit en dit in die sakke gooi en vir die skape gooi. So, laat ek julle 'n bietjie wys hoe my skape lyk. Vandag gaan ek julle net wys hoe lyk my ooe en my ram. Ek sal 'n ander dag vir julle wys hoe lyk die voerkraalskape. As jy reg hier. Okay, ek het julle nou gewys hoe lyk die skaap ooe. Okay, ek het bont ooe in die trop, want toe ek begin het ek met 5 skaap ooe begin. En nou trek ons al in totaal amper by 30 skape in totaal. Ek het begin met klomp bont ooe, omdat ek het kon kry vir goedkoop in my omgewing. Ja, ek kan maar 'n bietjie so. Goedkoop in my omgewing. So, ek stel voor as jy nou begin om skape te boer, dan gaan jy en kyk jy vir ooe wat jonk is, of hang af van wat die situasie is. As jy baie tyd het, sal ek voorstel om jong ooe te kry, maar as jy vinnig in produksie wil kom, kry liewers vir jou 'n ouer ooi, wat miskien klaar gedek is, of gaan babas kry. Dit is beter vir jou en vir jou sak. Maar as jy nou wil begin met 'n trop en hulle deurtrek oor 'n lang tydperk, stel ek voor, kry liewers jonger ooe en kry goeie kwaliteit ram om by hulle te sit. Dit laat jou trop net oor tyd beter word. Ek het meerderheid dorper ooe, bietjie van rooi, die van rooi en bosvelder is maar tussendeur. Ek het 'n goeie dorper ram wat ek by die ooe sit om bietjie gewig aan te sit. Ek sal gou en vir julle wys in die voerkraal hoe lyk van die ramlammers wat ek van hulle afgehaal het. Maar dis 'n dorper kruising en een opregte dorper. So nou vinnig daar wys. Maar dis 'n ding wat ek wou sê, daar's 'n paar bont ooe. Jy ken jy, is 2 rooi koppe, 2 wit en 1 swart bondskaap. Maar dis die meerderheid. Okay, ek gaan gou vir julle wys hoe lyk die ander skape in die voerkraal, wat die kleintjies en die produkte wat uitgekom het daarvan is. Dan sal ek julle gou vat na die sugar grass toe en wys hoe dit lyk. En dan sal ek sommige gou sny en kerf en in die bakke gooi en vir julle verder wys hoe dit lyk en hoe hulle dit eet en geniet. So is die voerkraal. Hierdie skape het ek 3 rammetjies ingekoop. Ek het al klaar een verkoop wat klaar geslag is. Hy het 40 kg ongeveer geweeg en nou het hy so 20 kg uitgeslag, om 2 weke terug geslag. Maar hierso is die 2 wittes is die wat ek ingekoop het. En
die ander swart, dis 'n swart rammetjie dorper kruising wat ek ook ingekoop het vir die voerkraal. So in totaal het ek 2 skape wat ek van die trop af hiernatoe gebring het. Die res was ooe wat ek gehou het vir hierdie jaar. Dan gaan ek ook 'n nuwe ramming koop dat ek nie inteling in die trop inbring nie. Okay, laat ek julle gou hierso wys. Soos jy kan sien, daai rammetjie, die ene hierso, hy's van rooi kruising. Die ene hierso, hy's van rooi kruising met 'n dorper. En daai ene daar agter, daarso, my vinger is vol. Daai enetjie daarso. Met die blou tag. Sy ma is 'n dorper en sy pa is opregte dorper. So dis eintlik 'n ideale ram as jy hom wil verkoop as 'n ram. So, dis wat ek net wil gesê het. En of julle bedui het. Okay, ek gaan gou gaan na die sugargrass toe en julle meer vertel van die sugargrass wat ek vir hulle voer om hulle vet en op kondisie te kry. Dis hoe dit lyk as dit regop staan. So nou meer in detail check jy daarso. Dis hoe sy saaitjies en goedjies lyk. So hoe hulle lyk. Die land was 'n bietjie de mekaar. Check hierso, dis wat ek sê, hy lyk soos 'n riet. Net laat hy fokus. Daarso. So beraak kom net. So. En as jy kan sien, hy lyk of hy sulke pytjies het. Ek nog nie weet nie eintlik wat dit is nie, maar sulke lyk soos tipe pytjies. Okay, nou gaan ek net wys hoe ek dit sny en in die sak gooi. Okay, maak ons net. So. Okay. Gaan maar. Okay, hierso is my masjienkie. Dit ek 'n klein rooitjie wat ek vir goedkoop opgetel het. Nie so goedkoop nie, maar goedkoop reg opgetel het. En hy sny die sugargrass baie fyn. Ek sal kom maak ons. Soos julle kan sien, hy sny dit lekker fyn. En die skape hou baie daarvan as hy so fyn gesny is. Ek gaan gou vir julle wys hoe ek dit doen. So. Okay, vir wys hoe sny ek dit met die masjienkie. Okay, soos julle kan sien, hy sny dit lekker. Ek gaan al sny en in die sakke gooi. En dan gaan ek julle wys hoe dit lyk as hulle dit eet. En hoekom my skape regtig so vet is van hierdie goed. Omdat dit sulke hoë proteïene is. Okay, gaan julle als sak, moet bietjie hou vir die voerkraal skape. Hulle hou ook baie van die sugargrass. Okay, en ek het ook spinasieblare hierso, wat ek ook vir hulle gaan gooi. Want die skape hou ook baie van spinasie en ek mos spinasieland ook, soos julle kon sien op die video's, op die shorts. So, hulle eet sugargrass en partykeer spinasieblare, maar nie te veel nie. Hang af hoeveel spinasie ek het wat vuil of stikkend, of gaatjies in net van, gaatjies in net van vliee of steekvliee of daai tipe goedjies. Okay. Kom ons
Ja, ek was kyk julle 'n bietjie op, so kan ek beter praat. OK. Ja, OK. So. Sharpies. OK. Soos julle kon sien, die skape verslind hierdie sugar grass en spinasie. Om 'n bietjie terug staan. Verslind die sugar grass en spinasie. OK. So julle kon sien, hulle hou baie van dit. En soos julle nou kan sien, is hierdie skape spekvet. Hulle is in goeie kondisie, hulle almal is gedek. Hulle gaan amper nou begin lam. OK. Dis wat ek wou vir julle gewys het oor my skape en die sugar grass. En dis dit. OK. Gaan hier te subscribe button. Ek weet nie wat se naam in Afrikaans nie. Ek sal dit leer en gaan kyk my ander video's en like diene ook. Ek sal julle meer video's wys van wat ek doen as ek tyd kry. Ek's bietjie besig vir tye kere. En sit in die comments hieronder wat die video's julle nog wil sien. OK, shoppies. Lekker nog verder. Bye.